Ons gaan nie weer aankondig nie.
Baie welkom by vanoggend se erediens. Kosbaar om almal hier te verwelkom. Dankie dat jy gekies het om vanoggend saam met ons hier in die Here se teenwoordigheid te wees. Mag vanoggend som net vir jou 'n verruklike ervaring wees. Mag jy ervaar dat die Here op 'n besondere wyse jou kom vat na plekke waar dit mooi is in jou lewe, plekke waar jy voel maar dit is spesiaal om hier te wees, maar mag dit ook, as dit nodig is, vanoggend 'n verskriklike ervaring in die Here se teenwoordigheid wees. As die Here vanoggend met jou moet kom praat oor sekere goed, mag jy hoor. Mag jy ook kan hoor dat dit soms verskriklik is as ons nie die Here se weë volg in ons lewens nie, dat dit dan vir ons moeilik is om naby aan die Here te beweeg. Ek wil sommer net vanoggend vir almal wat inskakel by die elektroniese erediens hartlik welkom sê. Mag u daar by die huis ook 'n ontmoeting met die Here beleef. Nou, ons is tans besig, vriende, met ons reeks Daar deur binne. Nou, wanneer ons sê daar deur, dan beteken dit daar ver. En in hierdie reeks praat ons so 'n bietjie oor emosies. Gesels ons so 'n bietjie oor die sake van die hart. Of soos die Ou Testament dan nou vertel, die sake van die niere. Want die Ou Testamentiese gelowiges, die mense van die ou nabye Ooste het geglo dat jou emosies in jou niere gesetel is, dat jy letterlik met jou niere voel. So ons sê vandag, ons praat oor die sake van die hart, jou emosies, maar in die Ou Testament was dit dan die sake van die ingewande. Ek dink hulle wou maar net vir ons vertel het, dat jy in totaliteit jou menswees ervaar, wanneer dit dan ook kom by emosies. Nou vriende, ons het Augustus begin met hierdie reeks Daar deur binne, en toe het ons vir mekaar gesê dat emosies 'n Godgegewe geskenk is, dat dit 'n gawe van God is, dat dit ons help om menswees in totaliteit te ervaar, dat dit ons help om elke stukkie, elke greintjie van ons bestaan aan uiting te kan gee. En toe het ons so op 'n bietjie van 'n sabbatical gegaan, soos hulle in Engels sê. Ons het so 'n bietjie gerus van die reeks, daar was kanselruiling, daarna het ons met die jong mense badplaas toe getoer, en toe het ons verlede week weer begin met die reeks, en ons het verder gegaan met Daar deur binne, en die tema was teleurstelling. Ons het gesê, ons as mense is soos 'n Ford bakkie, as alles nie lekker is nie, dan lek ons olie, nee, ons lek trane, dit loop so uit ons uit, en toe sê ons vir mekaar, dis reg, ons mag trane stort, ons mag uiting gee aan ons emosies, ons mag sê, dit wat hier binne is nie op 'n lekker plek nie, dit gaan nie goed nie. Vanoggend staan ons stil by die tema teleurstelling. Nou ek dink nie ek hoef veel daaroor te sê nie, die oomblik as ons die woord teleurstelling hoor, dan kan elkeen van ons wat vanoggend hier sit, iets oproep. 'n oomblik, 'n ervaring, 'n geleentheid. Ja, dalk was dit nie nou die meisie wat jou so 'n bietjie geboet het, die een wat weggekom het, volgens jou. Dalk was dit jou teleurstelling, of dalk die ouetjie wat heel oulik was. Miskien was dit toe jy gestaan het vir 'n leiersposisie en dit nie gekry het nie. En so kan ek aangaan vanoggend. Dalk het jou span verloor. Hier's 'n paar mense wat verskillende spanne ondersteun, so ek gaan nou nie te veel daaroor sê nie, want hier's party mense wat goed bekend is met teleurstelling. Dis deel van die greintjie van hulle bestaan as gevolg van die rugby spanne wat hulle ondersteun. So as jy na die tyd so 'n bietjie wil met hulle gesels, ons het so 'n aparte vertrekkie waar jy nou 'n bietjie kan gaan gesels oor hoe hulle emosies verwerk, daardeur werk, hulle self regop hou, aan mekaar bly. Julle verstaan, hulle weet meer oor hierdie tema as ek noodwendig. Vriende, ons besef in hierdie reeks dat emosies eintlik ons vriend is, en dat emosies ons help om heel mense te wees. Maar ons besef ook, ons kan slegs heel wees, of hoor mooi, so heel as moontlik, as ons vir 'n oomblik vertoef
by ons hartsake. As ons vir 'n oomblik stil staan by dit wat ons ervaar, toelaat dat dit ons menswees en ons siege aanraak. Toelaat dat ons siege en ons menswees hierdie emosies verteer, sodat ons mens kan wees in al sy dimensies. Mag jy vanoggend hier uitstap en weet, dis oukei om 'n hart te hê. Dis oukei om te voel. As dit nie oukei was nie, dan sou die Here nie vir ons hierdie emosies gegee het nie. Mag jy hier uitstap en weet, jy mag voel. Vriende, so 1 of 2 afkondigings voordat ons vanoggend gaan stil word voor die Here. Ek wil eerstens net vra, as hier vanoggend enige nuwe lidmate is julle meer as welkom om na afloop van die erediens net op die Grasberg by Trysee draai te maak. Ons sal graag in die week by u wil uitkom. En dan die verjaarsdag moet gevier word. Ek sien Jandre is weer vandag hier, ek het hom so vinnig sien. So hy kry tweede sjokolade, nog 'n keer, so net die voorkopers, dankie. Dis nou die bargain as jy op die Sondag verjaar, dan kry jy 2 keer 'n sjokolade. Danel Janse van Rensburg, ek wil net gou kyk of sy hier is vanoggend. Julle moet net vir my waai asseblief, ek wil nie iemand mis nie. Sy. Dan oom Dries, dink ek nie is vanoggend hier nie. Reinhard is nie. Lorien sien ek nie so vinnig nie. Alei is ook nie hier vanoggend nie. Hulle is in die verte besig om te jag. Kan ek hom vir jou gee? Ja. Enko, sien nie so vinnig nie. Jaco van Dijk het ek gesien, en dan het ek vir Tannie Sonja gemis. Ek het nie vir Tannie Sonja gesien nie, maar Jaco is hier so. Tannie Sonja is dan hier. Kylie Jansen. Kylie. Daar bo, dankie. Nou, dankie Tarin. Jy sê, kyk nou, ek weet nou hoekom ek heeltyd regs kyk, julle sit altyd daar. Dankie. Skus Kylie, amper mis ons jou. Sterrenberg het ek hier onder gesien. Sy, wonderlik. Dan LZ is daar bo, jy kan vir LZ ook net sjokolade gee daar agter die musiekfabriek, dankie. Elrisa is hier so, wonderlik. Nou, Elrisa moet 2 kry vir 'n spesifieke rede, hoor. Moenie vra nie. En dan Tannie Corrie het ek gesien, sy Tannie weer produkte daar by die verjaar ouma. Het Tannie weer goedjies so, asseblief na die tyd daar by die kantoor, gaan kyk bietjie vir ons Lydia projekse ondersteuning. Rian is in Amerika. Tannie Cheryl het ek gesien. Sy, waar is Tannie Cheryl nou? Hier voor, dankie. En Lise Marie Janse van Rensburg het ek nie so vinnig gesien nie. Kan ek sien dat ons iemand dalk nie raak gekyk vanoggend nie wat verjaar hierdie week? Sy. Dankie. Ag, mag dit sommer net 'n kosbare verjaarsdag wees en mag dit 'n KitKat dag wees en dalk selfs 'n toptek, wie weet. Vriende, dan die huweliksweek, as jy nog nie jou pakkie gekry het nie, ek wil sommer by voorbaat om verskoning vra van die materiaal is so 'n bietjie meer gewaagd. Ek het nie oral die voetnotas gelees nie. Skus. Maar dankie Shirley vir jou proefleeswerk. As jy nog nie so 'n boksie gekry het nie, vriende, dan wil ek jou uitnooi asseblief, daar is nog. Ons is reeds besig met die huweliksweek. Al die boodskapies is op die groep. Gaan doen dit saam met jou maat. Dis sommer net baie kosbaar en geniet dit net. Dis 'n heerlike reis. Ons investeer in huwelike, in verloofde paartjies en mense wat in wese sommer net voel ons hoort by mekaar. Dan wil ek net kyk, die vleis, Adam is op die normale plek, daar is nog heel wat patties, julle moet spring, hulle vlieg. Dan die manne aand, vriende, Jornay is die 15de September by ons, 6:30, so vir al die manne asseblief, is 'n heerlike geleentheid, moet dit nie misloop nie, dis om die draai.
En dan wil ek asseblief net vra vriende, ons wil die einde van die maand vir die seniors by Rusoord die heerlikste lekkers vat in koffiebottels. So asseblief, julle moet vir my begin help met koffiebottels. Ons kort oor die 100, so asseblief, ons sal moet volmaak, laat ons genoeg het. En dan daar is vir die kleuters, is daar in die saal op hierdie stadium kleuterkerk, Lally is klaar daar, so julle kan, as jou kind ouderdom 2 tot 4 is en hulle is nog nie daar nie, is julle meer as welkom, anders kan hulle saam met Boetie en Sissie nou uitgaan as ons kinderkerk toe gaan. Dan die kategeses op die normale plekke, graad 1 tot 6 is in die saal, die graad 6 kyk net aan die Letitias by julle, en dan die graad 8 is by Tannie Annemie vandag, die belydennisklas is in die konsistorie op die normale tyd. Vriende, en dan het die crew sommer net vir ons 'n videootjie aan mekaar gesit, waarin hulle sommer net so 'n bietjie die badplaas geleentheid vier vir oulaas, so kom ons kyk so lekker saam en geniet dit net. Kom binnen, ik nog een keer op je toe en dans. Ik zou wacht, maar dalk mis ek my kans. Ek gaan weg, ja die tyd is wragtig warm en Eve, as ek toegee, beloof jouself 'n kans. Kom binnen, kom vlekken, kom vlieg weer om my plekke. Jou huis, my hart, dis dig perfect vir jou kant. Kijk sy werkelijkheid, ons allemaal is verloren. Op soek na iets beskoren, iets wat jy kan vertrouwen. Ek verlang na die dag wat God soos 'n vriend in my huis was. Die woorde wat oorloop van genade gedoop en ek weet sy gesig is die love. Ek hoor nog sy stem wat tree en sy my laat te sien. Die woorde wat oorloop is weer water in my. Ek weet ek my geheime klank ontleed. Ek sal vaststaan en bou op roos van vrede trek vas, o God verlig die las. Ek sou opgee, maar nou is ek skoon gewas. Dankie, dit was nou 'n lekker een vir die boeke om te onthou. Weereens net baie dankie vir al ons borge, ons waardeer opreg. Nou wil ek vra dat die kinders hier voor vir my kom sit asseblief. Hallo julle. Hoe gaan dit vanoggend? Mooi, dis so lekker om julle almal hier te hê. Dankie dat julle hier is. Ek wil gou vanoggend by julle hoor, wie van julle weet wat beteken dit om teleurgesteld te wees? Henry, kom ons hoor by jou. Is dit as jy so lyk? Okay, dis nogal belangrik, dankie. Dis redelik omskrywend. Kom ons hoor gou nog. Dis 'n baie goeie antwoord ook, net soos Henry. Jy wil nie hê dit moet so wees nie, dis verkeerd. Dis nogal 'n mooi manier om teleurstelling ook te beskryf. Kom ons hoor, wie van julle weet nog? Kom ons hoor. Dit is net so waar, nee. Iets het gebeur wat jy nie wou gehad het, moet gebeur nie. Dankie. Dis sulke mooi antwoorde. Sjoe. Henry, gaan jy nog 'n waag? Mooi.
Okay, dis baie belangrik, dankie Henry. As jy byvoorbeeld vir jou maatjie nou of jou vriend iets wou gegee het, en dan kom 'n ander maatjie en gee dit vir hulle en vat jou vriend weg, dis 'n groot teleurstelling, dankie. Soos byvoorbeeld 'n KitKat, dankie, ja, dit kan gebeur. Ek wil gou vinnig by julle hoor, wie van julle was al teleurgesteld? Steek gou jou hand op as jy al teleurgesteld was. Okay, wie van julle gaan vir my, nou kom ons hoor gou by iemand anders bietjie, wie wil vir my sê, hoekom was jy teleurgesteld gewees? Het jou toon gestamp? Ja, dit is baie teleurstellend, nee. Dit is bitter sleg, Heinrich? Toe in die swembad wou spring, toe land jy op jou maag. Ons noem dit 'n wat? 'n belly flop, ja. Henry? Hy wou 'n front flip doen en toe val hy op sy kop. Eina. Sjoe, kom ons hoor by jou. Eina. Jo, so ek hoor baie van julle was al teleurgesteld as julle seer gekry het. Dit gebeur baie. Nou wat doen julle as julle teleurgesteld is? Help my bietjie. Wat doen ons, Kylie? Ons huil, ja, verseker, en wat nog? Henry? Ons raak kwaad. Ja. Wie wil nog waag? Ons hart is in duisende stukke, dis net so waar. Dis, ja, ons sê die woord bubbles, nee, ja. Ja. Mens vra, nee, soos jy sê, kom aan, nou kom ek my toon gestamp het, en jy hou hom so vas. En as jy nou daar klaar is, hoe word 'n mens dan nou, hoe gaan 'n mens aan? Heinrich? En dan? Okay, so jy gaan lê in die bed, sit jou gesig in die kussing en dan skree jy. Okay? Werk dit vir julle? Wie van julle doen ook dit? Doen julle? Okay? En wie van julle praat met mamma en pappa oor julle teleurstelling? Doen julle? Partykeer. Dan wat sê mamma en pappa vir julle? Nou wil ek eintlik nie hierdie vra nie. Kom ons hoor gou, wat sê mamma en pappa as jy nou so moedeloos en teleurgesteld is? Okay. Is dit jou pa wat dit sê? Henry sê, sy maale sê, ag, is okay, liefie, dis okay, jy hoef nie so hard te skree nie. Dis seker maar Hein, as hy nou hulle true is, dankie. Het julle geweet, as ons nie lekker voel nie, dan mag ons met ons ouers praat daaroor, né? Of met 'n meneer en 'n juffrou, mag ons partykeer teleurgesteld voel. Ons mag, né? Maar dink julle ons moet heeltyd teleurgesteld bly? Dankie, René, hy sê dit so mooi, hy sê ons, jy moet met iemand praat, anders gaan jy beter voel nie, dan gaan dit net aanhou en aanhou en aanhou. Dankie. So as julle vandag hier sit en julle spyt, want iets het gebeur wat nie moes nie, of julle is teleurgesteld, want julle is op hierdie vakansie gaan, en toe gaan julle nie meer nie, onthou net, praat met iemand, en dan gaan julle, soos Henry sê, beter voel. Ok, dankie. Kyk gou vir my daar by die deur, né? Daar's oom Hein, hy wil julle lekker goed gee. So hardloop daar na hom toe, dan kan julle kinderkerk toe gaan, tannie Martelies wag daar vir julle. Ja. Sit jou. Ja, well done. Kom ons sing saam Shalom, my vriend. Shalom, shalom, die vrede
Vriende, met die tema van teleurstelling, kom ons word stil voor die Here en dan luister ons saam na die woorde van Psalm 13. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin, en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Amen. Familie, vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees wat vandag hier is en selfs in ons diepste teleurstelling met ons werksaam is. Amen. Kom ons staan en dan antwoord ons op hierdie seëngroet van die Here en ons sing 2 pragtige liedere saam.
Liewe Here, dankie vir die voorreg om so saam te kan wees in hierdie kerkgebou, soos ons die einde van die jaar nader. Here, ons besef 2022 is amper op sy kop. Ons is besig om Kerssangdienste te beplan en Here, hier in ons wese voel dit net vir ons kan nie. Ons wil nie, ons wil die wyser net so 'n bietjie terugdraai want dit gaan te vinnig. Maar Here, help ons om vanoggend net opnuut te besef dat vandag nog 'n geleende dag is. Here, dankie dat ons so hier saam kan wees in U kerkgebou om U lof te besing, om ons sondes te kan bely en om saam te kan sit in U lig. Here, die afgelope week en vandag praat ons oor die skadukante van die lewe. Here, wanneer dit donker word, wanneer dit voel of U lig verdof in my lewe, help ons asseblief om ook in die skadukante te kan besef dat U aan ons vasthou, dat U aan ons vashou, dat U ons nooit los nie. Here, dankie vir hierdie voorreg van hierdie dag, en ons almal sê saam, Amen. Nou vriende, ek dink soos ons vanoggend hier sit, kan elkeen van ons getuig dat ons iewers al teleurstelling ervaar het. Dink gou vir 'n oomblik aan 'n ervaring van teleurstelling in jou lewe. Ek dink jy het agtergekom, jy hoef nie ver te dink nie. Dis sommer so, dan het ons een. Vir my is teleurstelling wanneer ek hierdie prentjie in my kop het van hoe goed gaan wees, en dan is dit nie so nie. Dan is dit net heeltemal anders as wat ek gedink het. Die prentjie wat ons soms in ons koppe het, en die realiteit wat uitspeel, ontmoet mekaar nie altyd op die regte plek nie. En dan is ons oop om teleurgestel te word. Teleurstelling, vriende, is vir my baie te maak met ons verwagtinge, met ons drome, dit wat ons van onsself verwag, van ander verwag, planne wat ons maak, planne wat nie uitwerk nie. Iemand sê so mooi, hulle sê vir hulle is die definisie van teleurstelling juis wanneer 'n mens 'n kind kry. Nou nie altyd nie, maar tot 'n groot mate. Hulle sê almal is so rondom jou en so opgewonde met die swangerskap en daar's kombuistees en daar's deesdae doekebraais en daar's al hierdie dinge, maar die oomblik as daai babietjie kom, dan is die mense weg en die min slaap en die vuil doeke bly oor. En iewers moet mens hierdie wese probeer lewendig hou, en jy weet nie altyd hoe nie. Natuurlik, soos elke ma nou sal sê, dis ook so wonderlik, ja, ons glo julle. Maar daar's hierdie iets partykeer, hierdie prentjie en realiteit, wat nie altyd wil versoen met mekaar nie. En dan is dit so dat teleurstelling op ons, is my so mooi toesak. Jy het al gevoel, 'n teleurstelling gebeur so van bo af, hy sypel so deur jou, tot hy in jou klein toontjie in. En dis wanneer Henry sê, en Heinrich, jy maar met jou kop in die kussing gaan lê en skree, so hard as wat jy kan. Was jy al teleurgesteld in jouself? Was jy? Ek dink ons almal was. Ons almal het al daai ervaring gehad van, kon ek nie net dit gesê het nie, of kon ek nie net eerder dit gedoen het nie, of plaas ek dit gesê en gedoen, dan hierdie situasie nou beter uitgedraai vir almal betrokke. Was jy al teleurgesteld in ander mense? Ek dink nou skree almal uit die hele tyd. Dis al wat hulle doen, hulle stel my teleur, nee, dit is baie keer wat ons voel. Ek kan nie op ander mense staat maak nie. My pa sê altyd vir my, Dewald, jy kan verantwoordelikheid nie verskuif nie. Hy sê vir my, jy kan werk uitdeel,
maar jy kan nie verantwoordelikheid uitdeel nie. Dit is 'n goeie opmerking, maar soms maak dit dat ons dan sommer van die staanspoor af glo, dat jy nie ander mense kan vertrou met sekere dinge in jou lewe nie. Nie waar nie? En dan raak ons teleurstelling in onsself baie groot, as ons nie by alles uitkom nie. Het dit al met jou gebeur? Ek dink met meeste van ons elke dag van ons lewens. Soms het ons hierdie ideale, en dan wil dit net nie 'n realiteit word nie. Soms het ons hierdie verhoudingsidees, ons het hierdie pragtige prentjies in ons kop van 'n verhouding, en dan stel ons mekaar teleur. Verhoudings verbrokkel, mense verloor mekaar langs die pad. Daarmee saam, vriende, stel ons dikwels elke dag ons eie maats in verhoudings teleur. Ek weet nie, het voel vir my partykeer of dit die ding is wat mense die beste in jou lewe reg kry, nee, is om jou eggenoot teleur te stel. Dit is so asof dit jou definisie word. Jy kry dit net elke oomblik van elke dag reg. En dis dan die verskriklikste as jou vrou of jou man vir jou sê, ek is so teleurgesteld in jou. Dit gebeur baie. Te gereeld. Een van daai slegte ervarings is wanneer ons kinders teleurstel. En dit gebeur ook elke dag. Kyk, dis is my altyd so verskriklik. Dis seker van die moeilikste gesprekke met ouers, want hulle het hierdie ideale en hierdie drome. En dan partykeer dan besluit 'n kind net, maar ek gaan doen wat vir my goed is. En dan is dit moeilik om dit te aanvaar, want jou prentjie van jou kind en dit wat jou kind kies, kom ook nie altyd by mekaar uit nie. So graag soos wat jy wil. En dan is dit daai ervaring wat hier van bo af so in jou lyf af hardloop. Almal van ons wat hier sit, het in COVID heel wat teleurstellings gehad. Hoeveel streepies het jy nie deur jou kalender getrek in die COVID-tyd nie? Vakansieplanne, rederye wat toemaak, plekke wat toemaak. En jy dit sal in jou kop sien uitspeel. En dan word dit nie 'n realiteit nie. Dan is dinge dikwels heeltemal anders as wat ons gedink het. Dit is my interessant, vriende, ek het so 'n bietjie in die Bybel gaan soek vir plekke van teleurstelling, en interessant in Job 6 vers 6, jy hoef nou nie daaraan toe te blaai nie, maar het was my mooi, Tannie Annetjie Jans van Rensburg het my die dag hier opgewys, het was my nou nogal kosbaar. Job vra daar, eet 'n mens smaaklose kos, kos sonder sout, het die wit van die eier enige smaak? Is dit nie mooi nie, nee? Het die wit van die eier enige smaak? Hy teleurstelling van, as jy geel nie by is nie, dan kan jy maar los. Ek sal nooit vergeet nie, op 'n kol sê ek vir my pa, hy moet nou maar oorweeg om die eiergele uit die eier uithaal, dan eet hy nou net die wit stukke, maar kyk, as jy nou die definisie van teleurstelling op 'n gesig wou sien, dan moes jy dit beleef het. 'n Eier is net nie dieselfde as jy die geel uithaal nie. Dit wil net nie werk nie. 'n Plek waar jy teleurstelling op sy beste ervaar is natuurlik by binnelandse sake. Kyk, as jy heeldag daar na die ry staan en jy kom voor hulle en sê vir jou, sorry sir, we are offline. The system is not working. Jy het al ervaar? Ja, maak dit sin? Het jy al vir mense vertel, ons moet by hierdie restaurant gaan eet? Dan kom jy daar aan en daai verwagting, dan is daai chips so in olie gesuipel.
Dit voel of hulle nie eens meer biodiesel daarvan kan maak nie. Net 'n paar voorbeelde om te sê, vriende, teleurstelling is elke dag op my en jou voorstoep. Ons beleef dit elke dag. Ons is teleurgesteld in onsself, ons is teleurgesteld in mense, in ons verhoudings, in plekke, in hoe mense ry op die pad, in hoe mense hulle besighede bestuur. Vul dit self in, julle kry die prentjie. Die vraag waarmee ons vanoggend gekonfronteer word is, waar is God in dit alles? Want hoeveel keer het ek en jy nie al gebid, Here, asseblief laat hierdie nie terminaal wees nie. En dan is dit. Hoeveel keer het ons al gebid, Here, red net hierdie persoon se lewe. En dan gebeur dit nie. Hoeveel keer het ons gehoop dat die pandemie net ons huis sal mis. En dan natuurlik is daar ook die deel van God se teleurstelling in ons. Want dikwels elke dag dink ek leef ons so dat ons eintlik nie 'n voorbeeld is van 'n hart wat die Here dien nie. So wat maak ons met teleurstellings? Ek het in die week so 'n bietjie met mense gesels, so sê hulle, o nee, dis maklik, jy stel net die bar baie laag. Dis nou die antwoord. Jy sak net jou verwagtinge, dan kan niemand jou teleurstel nie. Nou weet ek nie lekker nie, is dit die roete? Maar dis wat ons sê. Ander het na my toe gekom en gesê, weet jy wat, ek vertrou maar net nie meer mense nie. Ander het gesê, ek vertrou maar net nie die Here nie. Want ek maak op myself staat, en dan gaan ek okay wees. In die Bybel, een van my gunsteling gedeeltes, ek nooi jou om saam te lees, Lukas 24 vers 13 tot 35, is vir my een van die kosbaarste gedeeltes, wanneer dit dan nou kom, by teleurstelling. Lukas 24 vers 13 tot 25, die woorde verskyn ook op die bord. U sal weet, hierdie is my heel gunsteling teksgedeelte in die hele Bybel. Ons lees daar, op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Onthou nou, die dinge in Jerusalem het gebeur, Jesus het opgestaan, niemand weet dit nie. Nou hoor ons van hierdie 2 mense, wat op pad is na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af, hulle reis weg van Jerusalem af, weg van dit wat daar gebeur het. Dan lees ons, hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom. Hoor nou mooi. Hoor wat vra Kleopas vir Jesus. Is hy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Bid jou dit aan, vriende. Jesus wat sterf aan die kruis, Jesus wat opstaan, Jesus wat deur al hierdie dinge gaan en Kleopas vra, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem? Hy vra hulle, hoor nou wat doen Jesus, watter dinge? Hulle antwoord om die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?
Moes die Christus nie in hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Nou die Griek sê, het ons nie soeibrand gekry nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Tot sover vriende. Nou, dis vir my so treffend, die oomblik as die tekkie die teer tref, soos dominee Jan van Zyl sê, dan is hierdie twee mense moedeloos. Kleopas en ons lei af vir sy vrou is moedeloos. Hulle is platgeslaan, alles wat hulle gehoop het, is daarmee heen. Soos ons sal sê, it's down the drain. Hulle het geglo, Jesus gaan alles kom verander en nou sy dood. Nou wat nou? En dan sê hulle so my, ons het so gehoop. Ons het so gehoop. Hoor die teleurstelling. Klink dit nie bekend nie? Het jy nie al in jou lewe gesê, ek het so gehoop nie? Die Emmauspad, vriende, is by uitstek 'n pad van teleurstelling. Gelukkig is dit nie net 'n pad van teleurstelling nie, maar ook 'n pad van opstanding. Maar die pad van teleurstelling moet eers gestap word om by opstanding uit te kom. Ek was hierdie week diep geraak deur 'n klomp goed wat Jesus gedoen het en dit het my gehelp om iets te verstaan van hierdie pad van teleurstelling. Die eerste ding wat Jesus doen wat my baie getref het is dis 'n vreemde opstanding. Dis 'n stil opstanding. 'n Mens sou nou verwag het dat hier fireworks moet wees, vuurwerke, dat dit daar ontploffings moet wees. Ek meen die verlosser van die wêreld het dan nou opgestaan. Ek sou gehoop het dat Jesus na die skrifgeleerdes en die fariseërs toe gestap het en na die mense wat die skrif ken en vir hulle gesê het, I told you so. Ek het mos nou vir julle gesê, julle wat my so verniel het, ek het vir julle gesê ek gaan opstaan. Maar Jesus doen dit nie. Dit voel vir my, hoekom nie? Ek is teleurgesteld in die feit dat Jesus dit nie doen nie. Wat doen Jesus? Jesus besluit, hy gaan op die aand van sy opstanding, op 'n aandwandeling. Jesus gaan vir 'n stappie, op 'n onbekende pad. Hy gaan so 'n bietjie loop, seker kyk hoe die son sak. Dit terwyl die skepper, die verlosser van die wêreld opgestaan het. Ek is net soos regtig. Voel vir my ons moes hierdie anders beplan het. En dan stap hy op hierdie onbekende pad, na hierdie onbekende dorpie toe, in die middel van nêrens, en hy stap by die twee vreemdelinge raak. En hy knoop 'n geselsie met hulle aan, soos 'n vriendelike vreemdeling. Sê hallo, hoekom lyk julle so sad? Hoekom lyk julle so somber? So teleurgesteld? Voel vir my, daar moet 'n ander plan wees. En toe tref dit my Dewald. Die Here loop ons in ons teleurstelling raak. Daar waar ek en jy fireworks verwag, daar stap die Here saam met ons. En hy vra vir ons, wat is fout? Hoekom is jy so somber? Hoekom is jy so afgehaal? Hoekom is jy so teleurgesteld? En toe skep dit 'n firework in my lewe. Want daar waar ek drentel op die paadjies wat niemand saam met my stap nie, daar waar ek so verlore voel, daar loop Jesus my raak. En hy vra net vir my, hoekom is jy hartseer? Daar waar niemand vir jou vra,
Hoekom is jy somber en teleurgesteld nie? Daar vra die skepper van die heelal dit vir jou. Vriende, daar is nog iets wat Jesus doen. Jesus ontmoet ons in ons teleurstelling. Dit is vir my so mooi, Jesus se karakter is nie een van inbars in die storie nie. Hy loop hulle in hulle teleurstelling raak. Hy sê nie vir hulle kom oor dit nie. Hy sê nie vir hulle ag toe nou ruk julle reg nie. Wat doen hy? Hy laat hulle toe om hulle storie te vertel. Hy sê, watter dinge? Wat het daar in Jerusalem gebeur? Vertel vir my hoekom is julle so teleurgesteld. Vertel vir my hoekom voel julle so somber. Is dit nie mooi nie? Jesus loop my raak, en dan gee hy my kans om my storie te vertel. As niemand anders in hierdie wêreld my storie van teleurstelling wil hoor nie, dan wil Jesus my raak hoor. Dan wil hy weet, Jannie, Pietie, Sunny, why so serious? Hoekom so somber? Hoekom soos Henry sê, so gebo? Hoekom? En hier is die wonderlike. Ek mag eerlik vertel. Ek mag regtig sê, het julle al agtergekom hoe baie vriende vra vir jou, hoe gaan dit? Dan sê jy so 3 sinne en dan kom jy agter, maar hulle oë is eintlik by môre se lunch. Het jy dit al ervaar? Maar vir Jesus kan jy vertel. En hy hoor jou raak. Jy kan jou hele storie vertel. Elke stukkie. Dwarsdeur. Hy hoor jou. Dis my kosbaar. Hy loop my raak in my storie en hy gee my kans om my storie te sê. En dan dwing Jesus hom nie af nie. Dit was vir my net so mooi. Het julle gesien in hierdie verhaal? Toe hulle in Emmaus kom, die dorpie is nou so onbekend, ons hoor die dorpie het nou nie meer 'n naam nie. Wat sê Jesus? Okay, lekker bly. I'm on my way. Ek is op pad. En dan sê hulle, nee, wag. Moenie gaan nie. Jesus gaan hom nie afdwing in jou storie nie. Hy gaan sê, weet jy wat? Ek gaan jou raakloop op die pad as jy teleurgesteld is, want jy mag wees. Ek gaan jou storie hoor, deeglik, dwarsdeur. Maar dan gaan ek vir jou die kans gee om my in te nooi in jou storie. Dan gaan ek vir jou sê, weet jy wat? Kies jy of jy my in jou teleurgestelde storie wil intrek. Anders gaan ek verby, tot jy my weer innooi. Dit is my kosbaar. My regtig getref, vriende, en dan, die oomblik, as daai uitnodiging gebeur, dan is dit vir my so mooi, want dan gee Jesus ook perspektief. Die oomblik toe die Emmausgangers sê, maar luister, kom bly by ons. Toe vat Jesus hulle storie en hy sê, okay, kom ons gesels gou weer bietjie, nee, en ons sit alles in perspektief. Kom ons begin by die begin. Ons praat weer oor die wet en die profete. Ons praat gou oor alles. Elke stukkie. Ons sit dit weer mooi aan mekaar en dan kry ons perspektief. Dan kry ons weer wysheid in die verhaal. Dan kyk ons na die groter prentjie. Dit is my baie treffend gewees. Het jy al Jesus in jou storie van teleurstelling ingenooi? Of voel jy dan moet jy 'n vrondjie opsit? Hier het jy 3 geleenthede. Jesus sê vir jou, ek loop jou raak, want ek weet, ek het mense gemaak om teleurgesteld te wees, alles is nie okay nie. Ek gee jou kans om jou teleurstelling te vertel, al ken ek jou storie, en dan derdens, dan nooi ek jou, en ek sê, kom, nooi my in jou storie in, en dan maak ons saam, sin daarvan, probeer perspektief kry. Nou vriende, interessant, daar is vir my 4 ander goed wat ook uitstaan. Die eerste is, hou aan stap as jy teleurgesteld is. Wat maak ons met hierdie teleurstelling? Hou aan stap. Al is dit huis toe, soos die Emmausgangers. In hierdie lewe moet ons aanhou stap. Moenie gaan sit nie. Hou aan stap.
En op die pad gaan Jesus jou raakloop. Al is dit nou na 'n onbenullige dorpie, op 'n agterpaadjie. Ja, want ons loop dikwels grondpaadjies in hierdie lewe, nie waar nie. Partykeer loop die grondpaadjies vir ons. Tweedens, hou aan om jou storie te vertel. Deeglik. Sodat jy perspektief kan kry, kan hoor. Derdens, moenie die vreemdelinge op jou roete miskyk nie, jy dalk net 'n ontmoeting met Jesus. Soek maar die vreemdelinge, hoor net bietjie wat hulle sê, en moenie oorweldig word nie. Moenie toelaat dat jy op 'n plek kom waar teleurstelling so ongesond word, dat jy nie meer perspektief het nie. Dat dit jou so oorweldig dat jy jou kapasiteit om te bestaan verloor. Vertoef vir 'n oomblik by dit. Maar dan leef jy saam met dit op pad vorentoe. Ek het eintlik gegiggel, want Jesus stap hierdie pad van teleurstelling met hierdie 2 Emmausgangers, en hoor gou wat gebeur, nê? Die oomblik as hulle besef wie dit is, dan is hulle weer teleurgesteld in hulle self, nie in die omstandighede, en sê hulle, het ons harte dan nie warm geword op die pad saam met ons gestap het nie. Teleurstelling is op ons voorstoep, vriende. Hulle is nou net deur hierdie situasie en dan is hulle teleurgesteld in hulle self. Maar hulle hou nie op om te getuig nie, hulle gaan vertel. Hulle gaan vertel wie hulle ontmoet het op die pad. Jesus help ons. Jesus help ons om op plekke te kom waar ons dalk soos Psalm 13 eers moet vra, Here, hoe lank nog? Dan kom ons by plekke waar ons uiteindelik kan sê, Here, ek is teleurgesteld, maar ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat hy gee, ek weet nog nie wat dit is nie, maar my hart juig daaroor. En ek wil sing tot eer van die Here. Vir my is die oomblik wat my die meeste getref het, alles gebeur om 'n stukkie brood. Daai arme 2 Emmausgangers verstaan niks, en dan gaan Jesus wat eintlik die gas was, en dan word hy die gasheer. Nou hoor mooi, wanneer ek teleurgesteld is, dan nooi ek dikwels vir Jesus om die gas in my lewe te wees. Mag jy op 'n punt kom waar jy Jesus die gasheer dan ook maak. Waar jy sê, Here, ek weet nou nie meer nie, maar vir U is enigiets moontlik, want U breek net 'n stukkie brood en dan kry mense soeibrand en dan sien hulle U. Dan kyk hulle omstandighede mis tot hulle U raak kyk. Ag, mag die Here som net daai klein stukkies brood in jou lewe breek. Mag jy in elke broodbreek oomblik die Here raakloop. Want ons soek dikwels die vuurwerke. En dan is ons teleurgesteld. Maar as ons Jesus begin soek aan tafel tussen die sout en die peperpot, en die stukkies brood wat ons deel met mekaar, dan gaan jy dalk nog steeds teleurgesteld wees. Maar jy gaan weet, jy is nie op jou eie nie. En ten minste het jy iemand wat jou storie wil hoor. Ons almal sê saam. Amen. Mag jy meer gereeld vertoef by jou emosie van teleurstelling, sodat jy die pad kan stap saam met Jesus en ten spyte van teleurstelling kan leef. En daar is hoop. Altyd. Kom ons dien die Here met ons offergawes. My
lei my in geregtigheid. U salf my siel met hartlikheid. My beker vloei net oor van dankbaarheid. Van nou tot in ewigheid. Al moet ek ook deur donker dae, ek het geen vrees waar ek mag gaan. U is met my, u regting lei my deur. U vrede is met my Heer. En ek vertrou op u alleen. Ja, ek vertrou op u alleen. U guns en goedheid sal my volg en vind. Genade vir my, u kind. Genade vir my, u kind. Wanneer ons nou bid in die volgende gebed vir ons daaglikse brood, dan sê ons Here, ontmoet ons in die broodbreek oomblikke, tussen die sout en die peperpot aan tafel bymekaar, en help ons om U te ontmoet in elke emosie, sodat ons die totaliteit van mens wees kan ervaar. Kom ons staan. Geheilig
soos 'n ouer vader en moeder met al die emosies wat jy dalk ervaar. Here dat Jesus Christus elke emosie wat ek en jy beleef ken, juis omdat hy dit self beleef het. En mag ek en jy beleef dat die Gees van God ons daagliks met onderskeiding in ons lewens wil lei. Amen.